Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, waarom leef ek tog? Ons lees in Jeremia 20 vers 18, waarom het ek tog uit die moederskoot voortgekom, om moeite en kommer te sien, sodat my dae in skande verdwyn. Ek lees van 'n gevangene wat meer as 2 jaar in 'n land se tronk beland het, as gevolg van sy getuienis vir Jesus Christus, Jesus se reddende genade en sy verlossing. Sy vrou wat hom wel kon besoek, het op haar besoek vir hom pamflette gewys, waarin sendelinge getuig het van God se genadige hand oor hulle, terwyl hulle in die gevangenis vasgekeer was vir die straf van hulle geloof. En op 'n dag het hy vir haar gesê, God het die verkeerde man gekies om vir hom in die tronk te lei. Sy het egter vir hom gesê, nee, ek dink nie so nie. Hy het die regte man gekies. Hierdie was nie 'n ongeluk of 'n fout nie. Die man het sekerlik 'n vriend in nood gevind in die profeet Jeremia, wie ook sterk uitgestaan het vir sy geloof in God. Sien, Jeremia het sterk uitgestaan vir sy volk en vir God se geregtigheid. En toe is hy ook in die tronk gegooi, omdat hy God se volk gewaarsku het dat God hulle sou straf oor hulle sondes. Jeremia het in hoofstuk 20 vers 7 selfs die fout by God gesoek. Ons lees Jeremia 20 vers 7 tot 9. Here, U het my oorgehaal, my oorreed, en ek het my laat oorhaal. U was te sterk vir my en het oorwin. Ek was 'n belagling die hele dag. Almal saam spot met my, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskree, moet ek roep, geweld en verdrukking, omdat die woord van die Here vir my 'n smaad en 'n spot geword het die hele dag. En as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Interessant, in vers 7 lees ons in die ESV, die English Standard Version, Lord, you have deceived me, and I was deceived. Kan 'n mens so ver gaan as om God aan te kla, dat hy jou om die bos gelei het? Later betreur Jeremia die dag van sy geboorte. Hy betreur dat hy ooit in hierdie lewe gekom het. In vers 18, waarom het ek tog uit die moederskoot voortgekom, om moeite en kommer te sien, sodat my dae in skande verdwyn. Nadat hierdie man uiteindelik vrygelaat is, het hy eers werklik verstaan dat God hom uitgekies het om vir hom te lei. Net soos hy vir Jeremia uitgekies het, omdat hulle albei swak was. Indien hy en Jeremia sterk manne was, fisies en geestelik sterk was, sou hulle moontlik die eer vir hulle self kon neem, vir hulle uithou vermoë, hulle volharding en hulle geloof. Maar omdat beide van hulle swak was en op God vertrou het, het God hulle uitgekies vir hierdie lyding, en hy het hulle deurgedra, en hulle het al die eer aan God gegee. 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 29 lees ons die volgende. Want let op julle roeping, broeders, en ek kan amper sê, let op julle roeping, susters. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam.
En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Deur hulle swakheid, kon hulle die krag van God ervaar, en uitlewe in die gevangenis, tot eer van God. Ervaar jy verdrukking? Voel dit vir jou of die wêreld teen jou is? Die Here het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie, om swak te wees in jouself, maar sterk in Christus. Hou vas, die Here is met jou. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, Here, dit voel soms vir ons of die wêreld teen ons is. Here, dit voel soms vir ons of ons nietig is, of ons nie staande kan bly nie. Here, dankie dat U ons gekies het om deel van U koninkryk te wees. Dankie dat ons dit kan bly, dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Here, help ons en gee ons die krag, die deursettingsvermoë, om deur hierdie moeilike tye te gaan. Ons bid en ons vra dit alles in die naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.